Ek is excited hoor. Ek sou jy saam met my stem, dis anders in sy teenwoordigheid. Ja. Hulle nog gaan. Ons gaan nou weer gaan, moenie worry nie. Johannes hoofstuk 5. Kan ek asseblief, hier is my so belangrik, so belangrik. Mag ons erken dat ons die Heilige Gees nodig het, soveel in ons aanbidding, soveel soos in die woord. Mag ons nie ons fokus op die Heilige Gees verloor, wanneer ons begin Bybel lees nie. Ons het hom nog meer en of net soveel ten minste nodig, sodat ons kan verstaan. Vanoggend glo ek die Here wil met ons praat oor ten spyte van, en uit Johannes hoofstuk 5 uit, 'n baie bekende gedeelte van die man by die bad van Betseba. Bethesda, dankie. Hy is 'n goeie wingman om te hê hoor. Die bad van Bethesda. Johannes hoofstuk 5 vers 1 sê die volgende: En hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles, lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. En die een wat eerste ingegaan het na die roering van die water het gesond geword, na watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar lank aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy weet dat hy al 'n lang tyd siek was, sê Jesus vir hom: Wil jy gesond word? En die sieke antwoord hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan daar 'n ander een voor my in. En Jesus antwoord hom: Staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed geneem en geloop. En daardie dag was dit die Sabbat. Kan ek net die eerste dinge eers agter die rug kry? Glo jy nog dat Jesus maak vandag nog gesond? Glo jy dat hy, dieselfde God wat my liggaam kan gesond maak, kan ook my siel gesond maak? Besef jy dan, as hy groot genoeg is om my gesond te maak, dan moet ek ook erken dat hy groot genoeg is om my omstandighede te verander. Nou ek het vir baie lank hierdie stukkie gelees en gedink dat hierdie ou het vir 38 jaar lank langs die bad van en ek gaan nou daai naam die hele tyd Bethesda. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Hulle sê net 38 jaar daar gelê nie. Die Bybel sê hy was 38 jaar lank siek gewees. Is hier iemand hier vanoggend wat al vir meer as 'n week lank vir die Here vertrou vir uitkoms? Is hier enige iemand meer as 'n week? Jene, bid julle nie. Of het julle nie uitkoms nodig nie? Is daar iets waarvoor jy die Here vertrou al vir meer as 'n week? Steek dit gou op jou hand. Okay. Ek het gedog al gaan meer ouens as dit wees. Julle weet ons kan die Here vertrou, reg? Jy weet ons kan. Is daar iemand wat dalk al 'n maand? Steek dit gou. Okay, so. Is iemand wat dalk al 'n jaar? 5. Okay. Ek sien nou julle het gewag dat ek langer sê. Nou verstaan ek. Ek is jammer. Ek sien is die kleiner is meer. 38 jaar lank wag hierdie ou vir 'n antwoord. En ek hoop dat jy die prentjie sal sien.
En ek wil hier die waarheid in jou hart vasmaak. Die Here wat ons dien is baie, baie, baie groter as wat jy dalk dink. En wat ook al jy hom voor vertrou, wil ek vanoggend vir jou sê, ek wil graag hê dat jy sal aanhou om Jesus te vertrou, ten spyte van die 38 jaar, ten spyte van die keer wat jy al gegaan het en gevra het, ten spyte van ander wat al vir jou gebid het. Ek wil vanoggend vir jou sê, moet asseblief nie ophou om hom te vertrou nie. Ten spyte van die feit dat dit lyk asof dit dalk onmoontlik is, of dit dalk te ver is, of dit dalk te moeilik is, al hierdie omstandighede. Maar dit gesê, wil ek nie noodwendig fokus vanoggend net op die genesingskant van wat hier gebeur nie, maar hier's baie subtekst aan die gang, hier's baie goede wat besig is om te gebeur, en ek wil graag by dit stil staan, en dan gaan ons saam die Here vertrou, Jenny, en vir uitkoms opnuut in hierdie oggend. En so die eerste wat ek net by wil stil staan is by vers 5, wat sê, en 'n sekere man was daar, wat 38 jaar lank aan sy siekte gelei het. Net daai twee woorde, was daar. My eerste vraag aan jou vanoggend is gaan jy opdaag ten spyte van? Let nou net op. Let op die ou se eie woorde, met sy eie mond getuig hy. Vervlaks, elke keer, as dit nou net my beer, elke keer as ek dit sien, dan het ek niemand wat my wil intel nie. En hoe maklik kon dit nie gewees het nie. Ek weet nou nie, sou hy elke dag so toe gegaan het nie, maar iewerster moes hy beweeg het van waar hy was, tot daar waar hy is. En op daardie oomblik moes hy 'n keuse gemaak het om ten spyte van die feit dat daar 'n kans is dat daar weer niemand gaan wees om hom in te tel nie, gaan hy nog steeds opdaag. Ek wil vir jou sê, vir jou wat wag op uitkoms, daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy lank op die Here wag. En dis die risiko wat ons loop, dat ons nie meer wil opdaag nie. Ons wil nie meer in ons binnekamer opdaag nie. Ons wil nie meer by die kerk opdaag nie. Ons wil nie meer by die selgroep opdaag nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy wil sien dat daar uitkoms en verandering is, wil jy nie opdaag ten spyte van nie. Al was jy al daar, al het jy al gevra, al het ander vir jou gesê, "Ag, hierdie gaan," ten spyte van jou hartseer, ten spyte van jou bekommernis, wil ek jou vanoggend vra, gaan jy opdaag? Jy sien, daar's 'n ander ou in die Bybel, sy naam is Petrus, en ek is jammer, Petrus, dat ek al vir jou by die Petrus plek is, maar ek moet nie oor praat, want daai Petrus was 'n visserman gewees, en hulle kon nie vis gevang het nie. En Jesus sê vir hulle moet die net weer laat sak, maar ek wil hê jy moet mooi hoor. En Simon Petrus antwoord en sê vir hom, kyk net waar is sy hart, en of kan jy nie dalk iets hiervan relate nie. Hy sê, meester. So Petrus hoef daarom nie tot bekering te kom nie. Hy sê, meester, hy herken hom as sy Here. Ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. Wie van julle kan onthou wat het net daarna gebeur? Hulle het baie gevang, het hulle nie. My humble submission aan jou vanoggend. Wat dink jy is die kans dat ons besig is om nie vis te vang nie? Omdat ons nie weer ons net wil sak nie. Want ons het baie goeie redes hoekom ons nie ons net wil laat sak nie. Ek het die hele nag lank gevang. I've been there, done that, ek het dit al probeer. Ek het my net laat sak, die hele nag lank is ek al besig hiermee. Ek het hard gewerk en ek is moeg. I've tried dit het nie gewerk nie. Ek wil vanoggend met jou hart praat. Ek wil vir jou sê, ten spyte van, daag op, wees daar, doen wat jy moet doen.
So jy het nou al uitgegaan en jy het nou al probeer besigheid kry, gaan weer. Jy het nou al in jou huwelik probeer werk en jy het goede geskaaf en geskuur, miskien dalk al iemand gaan sien, maar dit het nie gewerk nie. Ek wil vir jou sê, gaan net weer. Gaan nog. Vanoggend is 'n profetiese woord om vir jou te sê, hey, dit is belangrik dat jy sal opdaag. Wat dink jy sou gebeur het as Petrus nie sy net laat sak het? Wat dink jy sou gebeur het as hierdie ou wat 38 jaar lank gesê het, "Wel, ek het al probeer. Ek gaan maar liewers by die huis bly want daar's niemand daar om my in te help nie." Jy sien, daar's oomblikke die Here vir my en vir jou skep. Ek en jy het nodig om op te daag vir daardie oomblik. So nie alleen sien ek in vers 5 hierdie ding nie, maar ek sien ook so 'n bietjie in die subtekst en in die goed wat hier aan die agterkant besig is om te gebeur. Dink jy ook dis nogals 'n vreemde vraag wat Jesus vir hom vra? Wie stem saam met my? Dis 'n sieke lê tussen die siekes, wag vir die water om geroer te word en Jesus is net soos, "Wel wil jy?" So of asof hy nou daar is om piknik te hou. Nee. Sien, Jesus wil hê hy, okay, kom ons net gou, stem ons saam, God is alwetend. Jesus was 100% God. Jesus het geweet. So waarom dan die vraag? Die vraag is 'n toets vir hom. Daai vraag is 'n toets vir my en vir jou. Want jy sien, na 38 jaar lank kan ons baie keer al so moedeloos word. Waar ons gedrag nie meer kommunikeer ons wil nie. So aanvaar half status quo. Dis maar my lot. So gemaak, so laat staan. Hierdie is maar hoe dit seker sal wees. Hoor my mooi volgend. Hoor my mooi, wil jy gesond wees? Wil jy sien hoe die God wat hemel en aarde geskaap het, 'n woord spreek en wat jy verander goed? Ek staan vanoggend voor jou in opdrag van die Here om vir jou te sê, dis belangrik dat ek en jy sal opdaag. Om jy saam, al was hy daar, check sy hart, check wat gebeur in sy hart. Die sieke antwoord hom in vers 7, maar ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En so my volgende vraag aan jou is so, hoe lyk jou verskonings? Gaan jy aanhou om verskonings te maak? Want jy sien, ons is nogal spesialiste in hierdie verskonings. En niemand het dit vir ons geleer nie, dis sommer net so 'n deel, jy sien dit hier van die skepping af, hoe ons mense sommer skielik kan ons net baie maklik blameer. Maar ek wil so 'n oomblik net na Moses toe gaan, want Moses, in die oomblik toe die Here hom roep, toe maak Moses 5 verskonings, maar ek wil dit net eers vir jou lees. Dit is in Eksodus hoofstuk 3 vers 11, sê, maar Moses het tot God gespreek, en hy het gesê, so wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders uit Israel sou lei. En so die eerste van die 5 verskonings wat Moses het, wanneer hy sê, wie is ek? En ek hoop nie ek is alleen vanoggend nie. Maar ek het al 'n bietjie aan hierdie ding gelei. So is ek nou regtig so spesiaal, dat die Here vir my iets wil doen. Ja! Yes! Dis presies hoekom. Dis wat, hy kies jou. Hy wil graag. Maar nie alleen bevraagteken Moses sy eie identiteit of sy eie waardigheid nie. Maar die volgende verskoning wat hy het, is hy sê vir hulle so, wie gaan ek sê is u? Jy sien, dit is baie belangrik, dat as ek en jy verby die verskonings wil kom, het ons nodig om te weet wie ons is, en ons het nodig om te weet wie hy is. Ons het nodig om te weet, herinner jouself, dat ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. En hy as 'n goeie pa, nie 'n slegte pa nie, 'n goeie pa wil graag vir my goed wees. Nie alleen dit nie, hy het die vermoë om vir my besonder goed te wees. Onthou wie dit is, want hy is nie maar net iemand nie. Hy is ons God.
Moses se derde verskoning is, sal hulle my glo? So, wat as ek al kom en hulle glo my nie? Dan begin hy inkyk en hy sê, maar ek het nie die vermoë om eers te praat nie. En dan vra hy, Here asseblief gebruik net iemand anders. Kerk, ek hoop jy kan ook hiermee relate, want ek kan baie hiermee relate. Hierdie 5 goed wat Moses is nie net uniek aan Moses nie. Iewerster in hierdie 5 lê daar verskoning vir my en vir jou. 'n Verskoning om nie op te daag nie. 'n Verskoning om nie vas te byt nie. 'n Verskoning om nie vol te hou nie. 'n Verskoning om nie te doen dit wat ons weet ons genuine voorgeroep is nie. En so ek wil net jou herinner aan Hebreërs 6:11 as die countermeasure vir hierdie ding. As die een ding wat is die sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Ekskuus. Ons moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. My vraag aan jou is, gaan jy kies om te glo vanoggend? Gaan jy kies? Want jy sien, nie alleen moes hierdie ou van waarever hy was, ek aanvaar maar sy huis, tot by die bad van Bethesda gaan nie. Maar daar's nog 'n oomblik. Daar's nog 'n oomblik wat hy moet kies. Sien vers 9 sê die volgende vir ons. En dadelik het die man gesond geword en hy het sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit die Sabbat. En jy dink dalk dat daai tweede gedeelte is minder belangrik, maar is baie belangrik. So hoor net, bly net by my. Behalwe vir die verskoning wat hy het, niemand is daar om my in te vat nie. Is daar nog 'n verskoning? Jesus sê vir hom, tel jou bed op en loop. Hierdie ou is in Jerusalem, en 'n Jood, want ons sien hy's later in die tempel, en hy is bekend met die Sabbat en die Sabbat se reëls. Dit was onwettig vir hom, om sy slaapmaatjie op te tel en te loop. En as jy dalk wonder, wat was die straf gewees, sou hy kies? Dan moet jy Numeri 15 gaan lees, waar daar 'n ou was wat die Sabbat intentioneel gebreek het, deur hout op te tel op die Sabbat. En daarvoor is hy buite die stad gestenig tot die dood toe. En so hierdie ou het 'n keuse om te maak, soos wat ek en jy vandag gekeuse het. Of ons nie ons vertroue in die Here gaan sit, of ons ten spyte van ons omstandighede ons fokus gaan verander. Ek en jy het 'n keuse, maar iets wat swaar geweeg het vir hierdie ou. Hy moes kies of hy die risiko gaan vat om gestenig te word of nie. Kan jy sien dat in die pursuit, soos Jesus kom daaraan en hy gee hom hierdie huge geleentheid, hy sê, tel jou maatjie op en loop. Maar nou het hy eintlik 'n krisis. Want wat Jesus van hom vra, is om iets te doen wat moontlik sy lewe gaan kos. En ek wil hê jy moet sien, dat ek en jy miskien partykeer 'n bietjie te vroeg opgee. Dat wanneer dinge partykeer 'n bietjie ongemaklik word, dan wil ons uitklim. Ek wil vir jou sê, moenie uitklim nie, moenie opgee nie. Ten spyte van die moeilike omstandighede, wil ek jou vra, gaan jy jou bed optel? Gaan jy kies om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here? Gaan jy reageer op sy uitnodiging? Want jy sien Lukas 11:28 sê vir my en jou, en hy sê ja, maar salig is hy wat die woord van God hoor en dit bewaar. En daardie bewaar beteken om dit te onderhou of om dit te volg. Om so mooi daarna te kyk dat ek daaraan agteraan loop. Aan die ander woord, ek word gehoorsaam aan hierdie woord. Want jy sien, ek dink daar's iets in hierdie gewilligheid gewees. Ek dink daar's iets in die feit dat dit die Sabbat was, dat Jesus hom vra, so wil jy regtig gesond word? So is jy bereid om die pad te loop, is jy bereid om die prys te betaal?
Ons het hierdie uitdaging in hierdie oggend. Dat in my hart van harte glo ek daar's vir elkeen van ons, vir elke een van ons 'n uitnodiging om ten spyte van opnuut die Here te vertrou. Om ten spyte van opnuut weer te bid. Opnuut weer ons oë en ons gedagtes hemelwaarts te draai. Ons moet kies, wil ons dit regtig hê of nie? Ek wil jou, en ek gaan nie meer land, maar hierdie is baie, baie, baie belangrik. As jy hierdie een konsep snap, dan, okay. En so ons is by Israel, en hulle het gereageer op Moses se uitnodiging, nee, dit het 'n paar plaae gevat, maar hulle het daar uitgekom. En hulle is besig om te trek, en hulle kom nou by die beloofde land, en hulle stuur 12 verspieders in. Is julle nog met my? Julle weet wat 'n storie ek van praat. Kan julle onthou wat het gebeur? 12 het teruggekom, 10 het gesê, nooit, onmoontlik, reuse, mense. 2 het gesê, we can do this. Ek wil hê met die, hoor my mooi, was die beloofde land 'n belofte van God vir Israel? Was hulle veronderstel om daar deur die rivier te trek en in die beloofde land in te gaan? Kan jy onthou wat keer hulle? Wat is die ding? Ja, miskien die vrees. Ja, maar daar's iets wat die Here pertinent noem in Numeri hoofstuk 14 vers 28 en haal asseblief lekker diep asem, maak jou safety belt vas. As jy hierdie een snap, gaan jou lewe radikaal anders wees. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here. Hoop jy hoor my. Soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Wat keer hulle? Hulle eie woorde. Luister die kerk, asseblief vang net hierdie een ding, ek vra jou baie mooi. Sê die woord van die Here nie vir ons lewe en dood is in die mag van ons tong nie. Maar wat sê die tweede gedeelte van daai presiese vers? Hy sê, en hy wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan pluk. Ons is partykeer obsessief oor die woorde van ander, terwyl die woorde van ander nie in my lewe vrug dra nie, maar my eie woorde dra in my lewe vrug. Ek loop en vertel die wêreld hoe moeilik en hoe ongeduldig ek is. En dan wonder ek, hoekom kan ek nêrens geduld leer nie? My vriend, miskien het dit iets te doen, maar wat jy van jouself sê. Kan ek dit bietjie nader huis toe bring? En julle sal nou hoor. Jy weet wat ons oor ons kinders sê, maak saak, reg? As jy van jou eie kinders sê, hulle sal nooit gesond wees nie. As jy oor jou eie huwelik sê, hy sal nooit gelukkig wees nie. As jy oor jou besigheid sê, dis verby. Hoor my seker, daar's 'n belofte om in besit te neem, en die enigste manier is as ek en jy begin reg praat. As ons nie gaan reg, ons bed opneem is die woorde wat ons gebruik, soos wat ons in gehoorsaamheid saam met hom wandel, met ek en jy kies. Wat sê jy van jouself? Ek is nog nie geestelik waar ander is nie. Wel. Nee man. Wie sê wie? Sê wie? Waar is die eerste, tweede, derde plek in die koninkryk? Wys my. Daar's nie so iets nie. Is jy lief vir hom? Is jy geesvervuld? Het jy hom gekies om hom te volg? Ja, jy kan ook. Jy kan ook dinge doen. Die Here kan jou ook gebruik. Moenie afpraat op jouself nie. Moenie self besluit goed oor jou en goed oor jouself sê wat hy nie oor jou sê nie. Die enigste ding, die grootste ding na my opinie, kom ek sê nie die enigste ding nie, die grootste ding wat God se beloftes in ons lewe keer is ons eie woorde. Is die manier wat ons kies om te praat. Maar jy sien die uitdaging hiermee is dat ek en jy verantwoordbaarheid moet aanvaar. Dat dit toe nou nie die ander se woorde was nie, en dit was nie maar net die omstandighede nie, en dit was dalk nie eers die duiwel nie, maar dit
Dit was wat ek gesê het. So asseblief, ek vra jou baie mooi. Kom ons praat mooi oor ja van mekaar. Maar praat mooi oor jouself. Moenie jouself oortuig van goed wat nie die waarheid is. Ek het nou gesê ek maak klaar, maar ek wil nog 'n entjie gaan, okay? Die storie stop net nie daar nie. Want jy sien, hier loop hierdie ou. Hy loop met sy bed. En hier kry hy die fariseërs, met ander woorde, dis nou die ouens wat hom gaan skuldig bevind omdat hy besig is om die Sabbat te verbreek. En hulle konfronteer hom prontuit, soos, hey, waarmee is jy besig? Jy mag nie daai ding dra nie. Kan ek vir julle lees wat sê hy vir hulle? Ekskuus. Toe vra hulle hom, vers 11, hy sê, en hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het. Hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Nou klink hy vir jou bekend. As hierdie cool videoklip wat die rondte doen. Wat sê? Toe die ou wat aan die kruis gehang het, langs Jesus. In die hemel aankom en hulle vra vir hom, wat maak jy? Toe antwoord hy hulle, die ou wat langs my gehang het gesê ek kan kom. Dit was cool. Die ou, Jesus het gesê ek kan. Luister die kerk, almal gaan nie happy wees as jy gehoorsaam is aan Jesus nie. Maar meer nog as dit, hulle wil toe nou weet wie hierdie ou is. Maar Jesus kry hom toe nou in die tempel, net daarna. Vers 14 sê, van Johannes hoofstuk 5, is hy daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Ek wil jy moet iets sien. Insinieer hierdie vers, wanneer Jesus sê, jy moet nie aangaan met jou sonde nie, dat daar 'n kans was, dat daar sonde was. Ek dink nogal so. Sien jy dat Jesus nie hierdie ou voor hierdie ander eers deur sy sondeproses vat en hom dan gesond maak nie. Hy moet nie daar bely nie. Sien jy dat daar nie salfolie is? Eenvoudige autoriteit. Vat jou bed, staan op en loop. Maar nou dat jy gesond is, sondig nie meer nie. Wil jy net jou oë toemaak saam met my nie asseblief, en die band julle kan vorentoe kom. Die realiteit is, ek en jy weet nie wat ons nie weet nie. Ons weet nie of daar sonde is waarvan ons nie eers bewus is nie. En so ek wil jou lei in 'n gebed, waar ons net eers te gaan sê, Vader, ons is jammer. Ons gaan ook die Here vertrou. Saam vir dit wat vir jy die Here vertrou. Maar ek kan jou lei in hierdie gebed, maar ek kan dit nie namens jou bedoel nie. Jy sien, ons uitdaging lê hierin, dat God is 'n regverdige God. En as ek en jy skuldig staan teenoor hom, of ons dit weet of ons dit nie weet nie, het ons nodig om 'n nederige posisie van humility in te neem. En die Bybel sê vir ons,
dat ons keer ook op so 'n manier die wraak van die Here af. Maar ek wil ook vir jou bid wat weet. So miskien weet jy nie, maar dalk weet jy presies. Dalk weet jy, dalk het die Here al vir jou gesê, hou op hiermee. En so ek wil jou vra terwyl elke oog gesluit is. Wil jy nie asseblief in hierdie oomblik kies om net jou hart nederig voor Vader te bring nie? En Here, ons kom nou na U toe. En Vader, ons wil eerstens kom sê, ons is genuine so jammer. Ons is jammer vir die kere wanneer ons so lelik praat van onsself. Wanneer ons dood spreek oor ons eie lewe en dan wil ons U blameer. Here, ons kom bely dat ons goed gesê het, dat dinge sal seker nooit verander nie. En Vader, dankie dat ons kan vra in hierdie oomblik, dat U ons asseblief sal vergewe. Vergewe ons asseblief. Vergewe ons, Heer. En help ons, dat ons nie afbreek maak in U werk in ons lewens. Dat ons nie onsself ontneem van U beloftes deur ons woorde. Vader, ek wil nou kom bid vir elke een wat weet waarvoor ons moet jammer sê. En Vader, ek wil nou bid vir 'n besonderse nabyheid van die Heilige Gees, wat ons losmaak van die verlede, en die dinge wat ons gesê het, en die sonde wat ons gedoen het. Ons wil vra, Here, asseblief vergewe ons, wetend en nie wetend. Vader, mag ons ook die voorreg hê om genesing en heelwording in ons lewens te sien. Omdat ons in hierdie oomblik erns meen met U. Here, ons wil uitroep, ons wil gesond wees. Maar Vader, nou wil ek kom bid vir elke een wat saam met my opnuut, ten spyte van U wil aangryp. En ek wil bid in die naam van Jesus, dat omstandighede sal verander, dat liggame sal genees, dat huwelike sal herstel, in die naam van Jesus van Nasaret. Here, ons is skuldig voor U. Ons vra dat U ons sal vergeef. Ons kom vertrou U opnuut. Vader, ons kom herinner onsself van U woord. Here, U woord sê ons het nie, want ons vra nie, en daarom kom vra ons nou vir uitkoms en antwoord in die naam van Jesus. Here, U woord sê waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U, en waar 2 saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Ons kom stem saam. Dankie dat U uitkoms bring. Dankie dat U antwoord bring. Here, dankie dat U nou vrede en vreugde herstel in die naam van Jesus. Dankie dat ons kan ervaar dat U woord is die waarheid. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen
en amen.